Jesus, amen. Loof sy heilige naam, baie getuienis dat ons weet wat hier raak in die lig, wat ek hier kom wag om uit te kom nie. Maar loof die Here, daar is soveel dinge wat die Here in ons gemeente doen en sê. En ons gemeente is 'n gemeente waar die Here in die eindtyd wil gebruik om sy heerlikheid te ervaar. Weet jy, dis baie kerke wat net blindes gaan en baie mense blindes gaan en net by mekaar kom vir kom ons sê bijeenkomst waar iemand uitgebreid word door 'n aksie aangebied word of so ietsie. Maar die fokus moet Jesus bly. Die fokus moet altyd die Here bly. Dis nie so nie. En my gebed is dat ek verdwyn en Jesus verskyn. En ek nie voor moet staan nie, maar dit sy woorde in jou hart weer klink, in jou lewe weer klink. En dat hy die Here sal wees oor alle omstandighede hier vanoggend. Dat hy jou skepper uitoefen oor jou lewe eens en vir altyd. En dat die heerlikheid van die Here oor die kerk losbreek. Dit gaan losbreek by ons. En weet jy wat, die Here gaan vir volgende gestuur in ons gemeente. Op 'n baie besonderse wyse. Op 'n wyse wat mense nie gedink het dit kan wees nie. Maar weet jy, die Here is so betrokke by ons. En as ek voor die Here gaan sit, hierdie week sit ek voor die Here. En ek vra Here, wat is dit ek moet bring vir die kerk en vir die kinders? En die Here sê, hy is besig met 'n proses sy kerk, want hy is besig met 'n proses sy kerk, sy liggaam, om dit te heilig en te wy aan die Here. Want hy sê, hy wil sonder vlek of rimpel of iets dergeliks sal toonstel as 'n kerk vol heerlikheid. Amen. En baie met mense soek die heerlikheid van die Here en die teenwoordigheid in die aangesig van die Here. Maar ek weet elke wat hier sit vanoggend smag en soek na die teenwoordigheid van die Here, jou God en meer so. Amen. Ons is baie ingestel op die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En hoe die Heilige Gees werk en praat in ons tyd. Want elke wat hier sit, het iets om te doen vir die Here. As jy sit in die gemeente vanoggend, is jy oor om te hoor natuurlijk jou hart verstaan wat die Gees sê. Maar meer is dit met jouself instel en sê, ek wil geactiveer word deur die woord. Ek wil lewend gemaak word deur die woord, Here. Ek wil Here hoor wat die Gees sê vir my en daardie opgerig word in my lewe. Halleluja. En dan is jy elkeen baie welkom by die woord vanoggend. Die woord in jou lewe is seënvloed. Mag die woord oorneem, mag die woord nie weer klink en jou gees weer klink en jou volmaak met lewend oorvloed. Amen. En ek is so dankbaar toe met die Here vir elkeen van julle wat hier is met woord te hoor. Hier sit Marjorie vol getuienis, daar sit Louise agter, sy prys die Here, sy loof die Here in haar hart. Amen. Loof die naam van die Here. Om te weet, die omstandighede maak nie saak nie. Ons het 'n Skepper, ons het 'n God wat in die hemelse plek heers, en sy naam verheerlik word. Amen. In jou lewe. As jy uitkom in die plek vanoggend, 'n dankbare hart, sê Here, ek wil U verheerlik. Ek wil U eer en prys. Ek wil my koning groter maak as omstandighede, want hy is groter. Baie keer maak die duiwel groter as die Here. As die duiwel wil dit gedoen. En die omstandighede wys dit vir my. En ek kan dit nie doen nie, want hy het verskonings baie keer in ons hart, want die duiwel staan die ore om dit te spreek, en daardeur kom daar leweloosheid, en dan kom daar afbrekende dinge om jou. Maar die Here sê, ek wil opbou, ek wil vanoggend herstel, hoe gaan hy dit doen? Ons sal by die woord uitkom. Voor ons by die woord uitkom, ons bid saam, dat die Here die woord ons by seën en ons gees seën. Vader, dankie, dat ons weet, Here, ons is 'n God wat spreek. U is 'n sprekende God, Here, en die waters, Here, U stem is soos waters wat druis, sê die woord. U druis vanoggend in ons gees, Here, by die water van ons gees. Ek vra, Here, dat U ons opwek vanoggend die gestalte van Jesus. Dat U ons harte vestig, Here, die woord wat ons transformeer, wat lewe bring en oorvloed in ons lewens saai. Vader, dankie vir getuienis en genesing vanoggend. Dankie vir deurbraak salwing. Dankie vir 'n beweging van gees en lewe in ons midde. Dankie Vader dat U kom en in elkeen se hart inspraak gee, Here. En elkeen wat dalk onder omstandighede is vanoggend, hoor wat die Gees sê, Vader. En dan uit ons bid dat dit warm. Amen. Loof die Here dat die Here kom en alles oorneem en alles bevestig in ons midde. Vader, dankie daarvoor. Ons verheerlik U, ons gee Jesus al die eer en al die aanbidding. Heilige Gees, doen wat U wil. Kom bring in inspraak, Heilige Gees. Here, U is die stem van die Vader op die aarde. U is die vinger van God op die aarde. Here, kom bring Gees en bring lewe in ons lewens. In Jesus naam, amen en amen. Halleluja. Loof die naam van die Here. Goed. Wonderlik. Daar spring gou uit dit uit, so is alles reg onder beheer. Loof die Here daarvoor. Goed, ek gaan vanoggend julle deel oor die woord van die Here en ons het 'n bietjie praat rondom 'n paar dinge. Ons het hierdie keer gekyk na die geheime van die eindtyd. Ons sluit 'n bietjie aan daarbey. Geheime van die eindtyd sluit in
hoe dat die reëse op die aarde was, op die mense beïnvloed was deur die reëse se tegnologie, hoe hulle oorgeneem het, hoe hulle mense krygkuns geleer het, swaarde geleer om swaarde te maak, die reëse op die aarde was die Nephilim, wat in die boek van Genesis 6 genoem word, hoe hulle oor die aarde beheers het, die mense beïnvloed het, die dogters op die aarde gemeenskap met hulle gehad het, dat die engele oor geval het, en die reëse het na vore gekom. Waar bewys het ek vir julle gewys met foto's, waar die reëse vandaan kom, wat tegnologie hulle gehad het in die dae van Noag, en die toren van Babel oprig, met die tegnologie van die tyd, om 'n toren tot by die hemele te bou, en het probeer om 'n dialek in mense te vestig, 'n alfabet is gekry by die plekke waar Babel was, en al die plekke, die grotte, al die dinge wat gekyk vir hierdie keer. Ek gaan 'n bietjie aansluit daarbey, ek gaan 'n bietjie verder beweeg vanoggend, en ons het gepraat oor die klank, die resonansie van jou lewe, waar die Here sê, dis showdown time, dis tyd dat die duiwel in jou lewe verpletter word, dat hy tot as, tot poeier verbrys word in jou lewe, dat die Here kom en sê, dis tyd dat my heerlikheid oor my kerk skyn, dat my mense kom, en weet dat ek God is in hulle midde, dat ek hulle gaan beklee met heerlikheid, dat ek hulle gaan vul met my vuur opnuut, dat ek hulle ademsterkte gaan gee, dat ek hulle oorwinning gaan gee in die tyd van hulle lewe, om oorwinning te hê oor die omstandighede, die antichrist, die heerskappy van die wêreld daar buite. Ons weet ook in die tyd van Jesus was daar baie mense wat na vore gekom en profeseë gebring het, selfs in die Nuwe Testament oor wat gaan gebeur in die toekoms in hierdie wêreld. Nou, hier self praat van Matteus 24, bietjie daarna kyk vanoggend. So wat is jou toekoms as 'n kind van die Here? Waartoe gaan jy en neig jy in hierdie wêreld? Waartoe rig jy jouself in hierdie tyd? Om te weet, Here, ek moet nog steeds in die weë van die Here wandel. Nou, my lewe is so rig vir die Here, dat my oorwinning wat die koninkryk van God beloof vir ons, daar is altyd en permanent in jou lewe. As jy nooit gebuk gaan aan omstandighede en sê, ek gaan nie nederlaag ly nie, ek gaan siek bly res my lewe nie, ek gaan depressie res my lewe nie, ek gaan ons angstig wees res my lewe. Die Here sê, nee, ek bring 'n nuwe beweging, waar ek bekleed is in die boek van Handelinge, met my vuur en my wind, halleluja, waar my krag bekragtig word, met my gees, met my heerlikheid. Die Here sê, hy gaan 'n skrim bring, dis nie so nie. Die boek van Hebreërs 12 sê, hy gaan 'n skrim bring. Hy het geboue geskit waar mense bymekaar gekom het, en die plek, die boek van Handelinge, die plek het met rukwinde geskit, halleluja, die geluid van rukwinde. Die Here het 'n resonansie oor jou, hy het 'n klank met jou. God se klank is, toe die tyd van Eden beweeg het hy selfs 'n klank nagelaat. Die Bybel sê, as almal een van die klank van God gehoor het, het die Here gaan soek in die tyd. Amen, wonderlik, om te weet, daar is 'n klank van God wat resoneer in jou lewe. Jy moet 'n klank voorbring vir die koninkryk van die Here. Jou klank moet wees psalms, gesange, liedere voor die Here. Amen. Die Bybel verklaar vir ons, jy kan nie hier sit vanoggend met klagtes in jou hart nie. As jy sit met klagtes in jou hart, sê Here, verwyder die klank van die duiwel uit my hart uit. Verwyder die klank van negativiteit en pessimisme uit my hart uit. Want die Here sê, jy moet my verheerlik. Jy moet gewaad aantrek van lof. Jy moet kom en die Here jou God aanbid, met alles in jou, met jou hele wese, met jou lief hê, soos jy naaste en soos jouself. Amen. Loof die naam van die Here. So kom ons kom, en 'n paar dinge, kyk 3 gedagtes van vanoggend, oor die Here met ons praat deur sy woorde. Is hy reg? Wat sê? Goed, dankie. Het ging so, wat sak? Baie dankie. Kom ons kyk, wat sê die Here vir ons? Ek praat nog 'n bietjie met julle oor die karkas, die liggaam en die arend. So loof die Here vir hierdie woord vanoggend. Hierdie woord vir ons help, wat ons moet verstaan, dat ons in 'n plek is op hierdie stadium, waar die Here sy kerk oprig, waar die Here sy mense gaan toerus met krag en met heerlikheid, in die dae waar ons lewe. Die Here is moeg vir die duiwel wat oor sy mense heers. Die Here is moeg vir die duiwel wat probeer in die tyd soos in Elia, die Baal-profete hulle heerskappy uitoefen. Maar toe Elia 'n altaar bou vir die Here, toe sê hy, kom ons kyk wie se God is God in hierdie plek. Hy bou 'n altaar vir die Here, hy sê die God wat antwoord met vuur, hy is die ware God. En so kom die Here en sê net vanoggend vir ons, hy is die God wat gaan antwoord met vuur in hierdie tyd in jou lewe. Halleluja. Want hy wil nie hê jy moet onder die mag van die duiwel wees nie, of onder die heerskappy van die vyand wees nie. Hy wil kom beklee met nuwe lewe en met oorvloed van sy lewe. Hy sê in die boek van Matteus 24:27, want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal die koms van die seun van die mens wees. Want oral waar die dooie liggame lê, daar sal die
aasvoëls saamkom, die karkasse, sê 'n ander vertaling. The carcasses in die Engels. Sal die dooie liggame lê. Daar sal die aasvoëls by mekaar kom. Wat dooie liggame is, daar is aasvoëls, roofdiere, né? Wat wil kom opeet. Maar hy sê, eintlik in die gedeelte, praat hy van die weerlig wat staan in die ooste en na die weste toe. En hy sê, hy gebruik die woord hier, skyn, so wat sê Jesaja 60? Arise and shine, staan op en skyn, want die heerlikheid van Here het oor jou opgegaan. So hy praat hier van sy kerk, hy praat hier van sy mense, maar hy praat hier van 'n dooie liggaam in die boek van Matteus 24. Hy praat nie van 'n lewende liggaam nie. Hy praat van 'n dooie liggaam in die eerste instansie. En dan gaan hy verder, kom ons kyk na die boek van Lukas 17. En hy sê Lukas 17:24, wat so die weerlig wat van die een kant onder die hemel flits, en tot by die ander kant onder die hemel skyn, gebruik hy die woord skyn, soos hy sê vir die mense op sy dag wees. Aan die ander kant sê vir hom, waar Here? En hy sê vir hulle, waar die liggaam lê, daar sal die arende, Iotos, dis die woord arende, wat gebruik word daar hierdie keer. Nie aasvoëls nie, maar arende, saamkom. So hy sê hierdie keer, daar gaan aasvoëls by mekaar kom, en hy sê, so sal dit wees in die dag van die seun van die mens, waar hy sy verskynning maak. En net vinnig weer, is die Here besig om te kom na ons toe as sy kerk? Hy is dan. Hy is besig om homself te vorm in jou gees as 'n kind van die Here. Hy sê eers in Efesiërs, ek kom na my kerk toe, om myself en hulle te deponeer, dan kom ek met my kerk, om teen die antichrist te veg, en dan kom ek vir my kerk. Halleluja, dis die so nie. So hy kom na sy kerk, hy kom met sy kerk, en hy kom vir sy kerk. So, wat ons weet alreeds, Here sê, ek kom na my kerk, ek kom met my kerk, en ek kom vir my kerk. So die Here wil 'n kerk en 'n verheerlikte kerk oprig. Wie is die kerk? Nie 'n gebou waar ons sit wat mooi is nie. Ons sit in skoolsaal, prys die Here, amen. En ons mense hier vol van die Gees, wat sê, in 'n liggaam voorberei vir jouself. Ons wil 'n liggaam wees vir die Here, vol van die Gees en vol van die heerlikheid vir die Here. So ek en jy hier vanoggend, en vorm deel van daardie liggaam en daardie goddelike natuur, amen. En dit beteken die Here kom, en hy sê vanoggend, dat ek kom na jou toe in hierdie tyd. Ek kom na jou toe, want ek kom myself in jou vestig. Ek kom my heerlikheid in jou vestig. My teenwoordigheid in jou vestig. Jy moet 'n lewende liggaam wees, nie 'n dooie liggaam nie. Nie 'n karkas nie, amen. Want die Here sê eintlik streng gesien oor Esegiel, in die boek van Esegiel 37, hy sê Esegiel, ek hierdie afsit eerder. Esegiel, daar's 'n verlei van dooie bene, en jy moet oor die dooie bene profeteer, en hy vra, seun van die mens, kan hierdie goed lewe? En hy sê, Here, net nie weet of het kan lewe. Hy vra, kan hierdie dooie bene lewe? En hy sê, Here, net nie weet of het kan lewe. Net nie weet, Vader. En die Here sê vir hom, hy gee hom 'n bevel, hy sê, spreek my woord oor die bene. Hy sê, profeteer oor die bene, van die noorde, suide, ooste en weste, profeteer en sê, dooie bene lewe. So sê die Here ook vir ons volg, hy sê, ek het 'n kerk wat geestelik doodgegaan het. Ek het my mense, maar is geestelik dood. En ek wil kom en hulle karkasse verander, waar die aasvoëls hulle gaan verorber en opvreet nie, maar dat ek hulle arme maak in my teenwoordigheid, waar hulle liggame het wat lewe, waar dit is van 'n liggaam wat lewe, 'n kerk wat lewe, 'n kerk wat lewensasem van God gekry het, waar die Here ook gekom het in die begin, en is Adam se asem, sy neus, lewensasem geblaas het, en gesê, word 'n lewende siel. En so kom die Here en sê, my kerk is geestelik dood, maar ek wil dit oprig deur my asem en my lewe. Ek wil kom en lewe skenk aan hulle. Dis nie meer 'n karkas nie, maar in Lukas praat hy nou van 'n liggaam wat lewe. En daar gaan die aarde by mekaar kom. Amen. So lewe is van die aarde. As jy aarde wil wees in die koninkryk, dit is waar jou liggaam en jou siel en jou gees moet begin lewe. As jy 'n aarde wil wees met visie en met hoogtes wat jy bereik in die Here, hoe jy aarde vlieg, dan moet jy bereid wees om te sê, Here, ek wil 'n lewende siel wees vir U. En hier kom die Here. En dit is so pragtig, hy sê vir ons in die boek van Handelinge 2 ook, het hy uitstorting gebring van gees
en van lewe. En almal het gekom na die plek toe waar die ysopting was en gehoor het by die Heilige Gees vir hulle sê. En weet jy, weerlig is interessant, want weerlig is lig wat geweldig vinnig beweeg. En ons kyk ook na hoe dit geïllustreer word in die woord van die Here. Sien ons baie keer dat ons sien hoe die Here sê, hy wil 'n opstandingskrag bring in ons lewens. Van die ooste na die weste gaan dit geproklameer word en gaan die aarde vul. So wat sê hy dat Here? Soos weerlig gaan dit skyn en slaan deur die hele aarde. Van die een kant van die aarde tot aan die ander kant van die aarde gaan die weerlig. Hy sê dit gaan soos weerlig wees. Amen. Die koms van die seun van die mens. Wat sê hy dat? Hy sê, dis net dat hy kom in die eindtyd en by die wegraap en hy kom nou by ons toe. Dis nie so nie. Maar die boek van Daniël sê hy wil 'n koninkryk vestig wat vir altyd gaan staan. Daniël 2 sê dat hierdie 10 horings en die 10 koninkryke wat opstaan, een horing gaan opstaan en 3 van hierdie koninkryke plat staan. Dis die anti-Christ natuurlik. En op die einde van die dag sê hy, ek wil my kerk opbou en hy praat ook van Daniël. Hy sê al die koninkryke se krag wat hulle weer opstaan teen die land van God, gaan verblinder word, gaan verpletter word in sy teenwoordigheid. En hy sê ek gaan 'n liggaam oprig, ek gaan 'n kerk oprig en my koninkryk gaan vir ewig staan. Halleluja. Loof die naam van die Here. Weet jy, sy koninkryk staan vir ewig. Sy koninkryk is vir altyd en vir ewig. En jy is deel daarvan as 'n kind van die Here. Maar jy moet die opstandingskrag van die Here beleef. Jy moet in opstandingskrag begin beweeg. Jy moet sê, Here, kom vul my. Here, ek wil opstandingskrag beleef. Here, ek wil nie meer dood wees geestelik nie, maar ek wil lewend gemaak word deur die Heilige Gees in my, Here. Vul my opnuut met iets nuuts in my lewe. En ons kom nou uit, want die Here sê, ek is besig om my kerk te suiwer, my kerk te reinig. Daniël 2:44 en 41 gesê, hy sê, maar in die dae van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek, wat in ewigheid nie vernietig sal word nie. En dan gaan hy verder en sê, in die heerskeppy daarvan sal geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bly staan of bestaan. Amen. Die koninkryk van die Here gaan vir ewig bestaan. So hy sê vir ons hier in die woord van die Here, toe die Here Jesus vir hulle beloof het, ek gaan 'n koninkryk op die aarde vestig. Ons bid in Matteus 6, ons sê, Here, laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied, Here, soos in die hemel, net so op die aarde. Ons bid dit ons daar. Bid julle dit elke oggend? Amen. Bid julle dit vir jou werk? Sê, Here, laat die koninkryk kom. Net soos in die hemel, so ook op die aarde en in my lewe. So ons verklaar, Here, laat die koninkryk kom. Die Here is verklaar hier in die boek van Matteus, verlede was op die berg, Matteus 16:28, verwaar ek sê vir julle, daar is sommige van julle wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die seun van die mens se koninkryk sien kom het nie. Hy praat op die berg verheerliking met die disippels, hy sê, julle gaan nie die dood sien, voordat hulle die koninkryk van God gesien het. Hy beloof 'n koninkryk wat hy vestig op die aarde. So hy sê, ek my koninkryk in julle vestig en in my kerk vestig. Dan sê hy in Hebreërs 2:10, want dit om betaal, terwille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as hy baie kinders na die heerlikheid wil bring. Hy wil kinders na die heerlikheid bring. Want hy verpraat in die boek van Romeine 8, en hy sê dat ons is verheerlik met die Here se heerlikheid, maar hy sê, my seuns en my dogters moet na vore kom, sê hy later in die gedeelte, hy sê, my seuns moet opstaan, die hele skepping is in afwagting vir openbaarmaking vir die seuns van God, en hy praat van die heerlikheid wat op jou lewe gaan kom, as 'n kind van die Here, die heerlikheid van jou Vader, wat in die hemel is. En hier kom die Here en hy sê vir ons, hy sê, hy het gelei, dat hy baie kinders na die heerlikheid toe kom bring. Hy het gelei om baie kinders, elkeen van julle, wat vanoggend hier sit, die heerlikheid te laat ervaar. Die koninkryk te laat ervaar in sy volheid, in sy krag. Amen. Here sê, ek my koninkryk vestig in jou. En ons sien ook hier in die gedeelte, waar die Here gesê het in Lukas 17, vers 20. Hy praat hier met die Fariseërs. En die Fariseërs kom na hom toe en sê vir hom. En toe het die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sal kom, en hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. En hulle sal nie sê, kyk hier of daar nie, want die koninkryk van God is waar?
binne in julle. Amen. Halleluja. Daar moet ons baie opgewonde raak. En sê die koninkryk, Here, is binne in my. Waar begin die Here met sy transformasie van sy koninkryk? Waar begin hy sy koninkryk vestig? Waar gaan hy begin? Hy begin in jou gees, deur weergeboorte, deur die Heilige Gees. En hy kom vestig sy koninkryk in jou, sodat jy deur jou lewe kan lei vir die koninkryk, in die koninkryk, met die koninkryk krag. So wat sê die Here? Ek wil in jou my koninkryk vestig met sigbare tekens wat die wêreld gaan verstom. Die wêreld gaan verstom wees vir jou, wat in die krag en die heerlikheid van die Here beweeg. Amen. Want hy sê, gaan en dryf duiwels uit in my naam. Hy sê, gaan lê jou hand op die siekes, dat hulle gesond kan word. Hy sê, met ander tale sal julle spreek. Hy sê, as jy iets dodeliks drink, as jy geen skade aan julle doen. Halleluja. So met ander woorde, is 'n kerk wat julle wil vestig, 'n koninkryk wat wil oprig, as heerskappy en invloed van die Here, wat in jou lewe wil vestig. En hy sê, dis tyd dat die duiwel met vuur verteer word. Hy sê, dis tyd dat die duiwel onder jou voete gepaas word, en dat jy die oorwinning smaak in Jesus naam. Dis tyd dat die Here sê, dis tyd vir 'n showdown teen die duiwel. Al ek hoor die woord showdown hierdie. Die Here sê, dis tyd vir 'n showdown. Dis tyd vir my heerskappy. Dis tyd vir my heerlikheid om op te staan. Amen. Dis tyd vir die altare wat ons bou voor die Here. Selfs Paulus in die Nuwe Testament bou 'n altaar voor die Here. En dis interessant, die Here sê, bou 'n altaar. Wat is 'n altaar? Jou altaar is waar jou lewe neerlê. Jy sê, Here, alles of niks. Here, vat alles of niks. Amen. Alles vir my. Alles vir my lewe. Wil ek aan die werk. En Here sê, waar is my mense? Wat ek met krag bekleed. Maar wie as mense wat nie gaan belangstel aan dit nie. Was kinders van julle wat nie eens weet van hierdie goed nie, en dit nooit gaan smag na nie. Dis ook wat ek moet vir julle verduidelik vanoggend, wat die Here op my hart gelê het, dat die Here sê, dis tyd my vuur op my mense val, dat die duiwel geplunder kan word, en sy werke geplunder en gebreek kan word. Daar's te veel kinders van die Here, wat aangeval word deur siekte, deur teleurstellings, deur probleme, deur egskeiding self. Die Here wil dit stop in Jesus naam, en hy wil sê, kom, my kerk, waar is die antwoord? Die antwoord wil ek in julle vestig, binne in julle 'n koninkryk vestig, wat vir ewig sal staan, en altyd sal heers. En ons is daai mense, halleluja. Ons is daai kerk. Ons is die mense wat die Here oprig. So kom, laat jou aangesig, want die Here soos weerlig deur jou lewe gaan. Weerlig is interessant, want hoe die weerlig skyn, die weerlig kan die hele hemelruim verlig, is nie so nie. Ek kyk gister na 'n video, en ek kyk toevallig na die weerlig, wat op 'n video gewys het, die ouens amper raak geslaan met die weerlig. As 'n vrou met 'n sonbril uitstap na 'n swembad toe, die weerlig tref die sonbril. Sy is gelukkig gekyk, maar het spat toe so oor die swembad. En ek dink, ek sê, die weerlig is dan maar kragtig, is nie so nie? Dis lig wat beweeg, dis lig wat fenomenaal vinnig beweeg, vinniger as klank se spoedgrens kan beweeg. En daarom hoor die klank, die gedruis, die donderweer baie kere, dis weerlig. En so die wolke, baie keer sal dit skyn, baie keer sal dit opstels, dit slaan aarde toe selfs. Ons weet dit slaan aarde toe. Maar ons weet dat die weerlig so intens en so kragtig, dat, onthou net, 'n lig beweeg teen 300 miljoen meter per sekonde. 300 miljoen meter per sekonde, so vinnig lig beweeg. As jy maniere dit kan maak. Amen. En dink jy dan aan, dis omtrent 180 miljoen kilometer per uur. Dis geweldig. Amen. Dis geweldig. En as ons kyk dat wanneer ons kyk na die geval van hoe die Here in die begin gesê, daar was 'n heerskappy van duiwels se invloed op die aarde met die wese. Hulle het 1800 jaar op die aarde geheers om mense te beïnvloed met hulle mag, hulle kultuur. En die Here het hulle stopgesit met 'n vloed. So maklik is dit vir julle. Nou wat die Here kom en sê, hierdie dae, in hierdie tyd waar ons lewe, en hy praat van die dae van Noag, né? Toe die wese uitgewis was deur die vloed. Hoor dit sê in die boek van Matteus 24:37. Hy sê, net soos die dae van Noag was,
So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net so was die dag voor die sonvloed geëet en gedrink en getrou en die huwelikheid gegee, op die dag Noag in die ark gegaan het, en het nie verstaan het voordat die sonvloed gekom het, en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Hy sê net soos die dae van Noag. Maar hierdie keer praat hy van weerlig. Hierdie keer praat hy van iets wat gaan gebeur in ons. Met die koninkryk van God in jou lewe genees, jy gaan soos weerlig wees vir die Here. Halleluja. Jy gaan ook opgerig word soos weerlig. Jy gaan skyn in die gestalte van die Here. Hy gaan in jou en deur jou skyn. Waar is die koninkryk in ons? Waar wil hy sy krag vestig in jou en my? Waar wil hy sy heerlikheid uitstort met ons as 'n kerk? Ons as die kinders van Here, die mense van God. En hy sê, ek wil die weerlig salwing bring. Ek wil die heerlikheid van my Vader oor julle bring. Amen. So daar is nie 'n kans vir die duiwel nie. As 'n kind van God in hierdie plek vanoggend hoor met die Gees sê, as 'n kans vir die duiwel te uitstap hier en dieselfde probleme oor jou bring wat hy gebring het. Jou kinders wat aangevat. Jou kinders wat geskuld word, wat teleurgestel word, wat nie 'n kans gegee word nie. Jou kinders wat verwerp word dalk. Maar weet jy, die Here sê, ek gaan 'n generasie begin oprig. En hierdie is die generasie. Wat gaan die Here eers doen? Hy gaan die koninkryk in jou bring. Hy gaan sy heerlikheid in jou vestig as 'n kind van die Here. Halleluja. Amen. Wat is opgewonde daaroor? En hy sê, ek gaan my kerk op en my mense na my toe versamel. Ons weet ook dat die Here kom en hy sê vir ons, in die tyd van Noag, het jy eet gedrink, nie geweet wat aangaan nie. Maar ewe skielik toe kom die vloed. En Noag het op die waarskuwing getree. Maar hierso praat ons van die dooie karkas. Jesaja 37 vers 1. En hy sê vir ons, die hand van die Here is op my. Hy het my uitgebring dat die Gees van die Here op my neergesit en laagte, was vol bene, vol dooie bene, ne? Dooie karkasse, liggaam oral lê. En hy sê, hy het my by hulle verbygaan na alle kante toe, hy het gekyk na alle kante toe, noord, suid, oos, wes, alle kante het hy gaan kyk na die liggame oral lê. Hy het die dood ervaar, hy het die reuk ervaar, hy het die dooie bene ervaar, al hierdie vernietiging het hy gesien van die dooie bene en die liggame, waar die aas al reeds opgeëet het, want die vlees was weg. Waar die liggame is die aasvoels, is die soort, die karkasse. Dis net dooie bene, die vlees is afgeëet die aasvoels. Waar reeds verorber. En dit is onmoontlik dan, ek bedoel, daar is nie eens vlees nie. Daar is nie eens bloedwesels nie, daar is nie eens are nie, daar is nie eens 'n hart of longe of niks nie. Dit is net dooie bene wat dorre is en droog is. Wat al jare en jare daar lê, in die son, in die wind, in die weer, en heeltemal vergaan, begin vergaan. En hier kom die profeet en hy sê, toe sê hy vir my mensekind, dat hierdie bene lewend word, en ek antwoord, Here, u weet. Daarop sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene, en sê vir die dorbene, hoor die woord van die Here. Hy sê, begin te profeteer oor die bene. Begin te spreek oor jou dooie situasie. Begin die woord van God te proklameer in jou lewe. Begin te spreek wat die Here sê. En so sê die Here, daar gaan mense opkom. Hy sê, so sê die Here, profeteer oor die bene. Spreek die Here tot hierdie bene en sê, kyk, bring die Gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. Amen. So, wat moet die profeet doen? Hy moet spreek en die Here sê, ek bring lewe in die bene. So wat gaan die eindtyd kerk doen? Wat gaan ek en jy doen vir die Here in hierdie tyd? Ek en jy gaan die woord wees van God op hierdie aarde. Ek en jy gaan die woord spreek in omstandighede in, waar die duiwel weer die Jesus in sy heerskappy, sy swaard, sy invloed, sy wapens van ongeregtigheid, en ek en jy gaan die woord van God wees, wat spreek met dooie bene, en ons sê, laat genesing wees, en dit sal wees. Ons sal sê, die Here is so herder, niks sê ontbreek, en het gaan so wees. Ons sal sê, laat jou neer in groepe velde, en het sal so wees. Ons gaan sê, hy wil 'n taal vir die aanwas vir die teenstanders, en het sal so wees. Ons sal sê met ons monde, goed, ek kan guns volg maar die dag van my lewe, ek sal die huisvrede woorde net vandag, en het sal so wees. Jy gaan sê met jou mond, ek genees die Jesus wonde, en het sal so wees. Halleluja. Jy gaan met jou mond sê, die Here is my voorsiener, die Here voorsien alle behoeftes, dat sy rykdom en heerlikheid in Christus Jesus, en het sal so wees. Want die Here beloof dit en hy sê dit.
Halleluja. So ons moet begin om 'n woord voor te bring in die midde van duisternis. In die midde van dooie liggame, dorre bene, wees so wat nie eens gesien word nie. Dinge wat onmoontlik lyk, gaan ons moontlik maak met ons monde. Dan gaan die Here kom en sê, nou bring ek 'n woord van lewe oor die omstandighede. En ek gaan jou arendsvlerke gee. En ek gaan jou bedien met my gees en met my krag en my lewe. En ek gaan kom en ek gaan jou oplig in die omstandighede. Jy gaan anders word. Jy gaan getransformeer word. Jy gaan heeltemal oorgemaak word deur die teenwoordigheid van die Here. Die heerlikheid van God gaan op jou skyn. Halleluja. Ek gaan jou vul met sy heerlikheid. Jy gaan nie meer siekte ken nie. Jy gaan nie meer aanvalle ken nie. Jy gaan nie meer krankheid ken nie. Jy gaan nie meer negativiteit ken nie. Want jy die woord van God begin spreek. Wie is by daaroor? Amen, halleluja. Hy sê, iemand moet spreek wat die Here sê. Iemand moet begin verklaar wat God sê. En ek en jy is aangestel met die koninkryk van God in ons, met die woord van God op ons lippe, om te spreek en sê, doorbene lewe. En ons gaan dit sien gebeur. Maar dit gebeur toe hy spreek. Hy sê van die ooste wind, van die ooste, noorde, suide, weste, profeteer ek dooie bene, kom en lewe. En Here bring 'n geweldige roering en 'n gedruis na van die bene. Ons praat van oor die klank van God. Hy bring 'n lewende meganisme, hy bring 'n invloed van lewe. Die dooie bene kom by mekaar uit. Die dooie bene oortrek met vlees. Hulle begin opstaan in magtige weermag. Hulle masseer in een linie. Amen. Hulle masseer langs mekaar. Nie een ou is uit plek uit nie. Die boek van Joël 2 praat daarvan. Maar die Here sê, ek gaan my weermag oprig. Nie een van hulle gaan uit gelukheid wees nie. Nie een gaan pas verloor nie. Ek sê nou gekom spiekkomsdrol. In die dorp. As jy sê links om gaan almal regs. Dan kyk hulle vir mekaar, paar van hulle 5 gaan links om, 10 gaan regs. Amen. Loof die Here vir hulle. Ons sê dat hy Jesus kom. Amen. Maar dit gaan nie so lekker weer van God. Hy gaan almal in geluk bring. Hy gaan almal sal vastig maak. Hy gaan almal laat hoor wat die Gees sê. Duidelike bevele uitreik vir ons as hy weer mag. Want dit is oorlogtyd. Dis oorlogtyd. Daar is nie, dit is altyd 'n stryd. Die duiwel probeer altyd iets oprig wat nie strydig met God is. Hy probeer altyd negativiteit bring. Iemand skryf Facebook vir my, "Pastoor, dryf jy die duiwels uit?" Ek sê, as jy 'n kerk, as jy in 'n kerk betrokke is, moet daar duiwels uitgeroep. Dan moet daar genesing plaasvind. Dan moet heerlikheid van die Here wees. Amen. Ek sê ja. Kom, ek sê ja. Amen. Loof die Here vir sy heerlikheid. En die heerlikheid van die Here wil skyn op elkeen. Die Here het 'n liggaam wat nie sy lewe wil hê nie. Ek praat gestreng gesproke oor die wêreld. Hulle is al besig met programme vir mense. Dis kom 'n groot gathering sê, waar mense mekaar kan trek. Maar die Here sif sy kerk. En maak mense wat hier sit, word gereinig en heilig vir 'n tyd wat aanbreek. Waar die mense die ware heerlikheid gaan sien, en die ware vuur gaan sien, en die ware God van Israel gaan sien. Gaan jy oor gepakken nie? As 2 of meer is naam vergader is, daar is in die midde. En daar kan die Here optree. Die Here kan 2 gebruik, en 3 mense gebruik, om Azula straat herlewing, om Californië oor te neem. Met haar herlewing. 3 mense. Het gesê, ons soek die heerlikheid. Ons profeteer in die gees in. Ons soek meer van die Here. Amen. Loof die naam van die Here. So profeteer oor jou lewe. Hoekom sê hy dit? Hy sê vir ons, 'n gebroke gees. 'n gebroke gees is, waar begin die Here? Hy begin met ons bene. Hier begin hy by bene. Waar begin die boek van Hebreërs 4 vers 12? Hy sê, die woord van God is lewend en kragtig as 2-sidede swaard, wat inner in die gees en siel, die gedagtes in die hart beoordeel, en die murg en die bene penetreer. Die bene. Die Here begin innerlik by die bene. Hy begin daar, dat invloed. Hoekom sê die Bybel dit? Want die lewe is in die bene. Weet jy waar siektes begin in jou murg en jou bene? Verkoue begin in jou murg en jou bene. As die murg aangeraak word, die bloed wat jy moet vrystel, die rooi molekulêre selle van die bloed, dit is die hemoglobien,
wat geformeer word, wat uitgestoot word in jou resonansiestelsel, daardie bloed moet suiwer wees, wat jou murg eintlik formeer. As daar iets fout is, dan gaan die bloed nie suiwer wees en suurstof kan dra nie. Dis hoekom jy siek word. So wanneer die Here begin ons murg en ons bene, hy maak sy kerk gesond, hy maak sy liggaam gesond, hy maak sy mense gesond. Hy lig hulle op met energie, met krag en met die heerlikheid van die Here. En hy begin in ons bene. Want die Bybel sê, 'n gebroke gees is 'n verdorring van jou bene. 'n Gebroke gees. Hy sê maar 'n gees wat heelend is, 'n gees wat lewe, hy sê maar 'n opgeruimde gees is genesend vir die liggaam. Amen. Ons weet dit in die beskrifsie rondom. As jy 'n opgeruimde gees het, word alles aangeraak daardeur. As jy weer gebore is en die Jesus in jou, word alles beïnvloed daardeur. Jou liggaam, siel en gees word aangeraak daardeur. Baie keer voel ons energieloos. Hoekom? Ons gees is dalk opgeruim. Ons voel dat ek kan nie, Here. Of ek kan nie opstaan in die oggend nie. Ek voel so verpletter, ek voel so leeg. Here sê dat jou gees opgeruim word. Maar dit begin in die gees. En ons sien wat hier in die woord, in Romeine 8, ek gaan nie nou lees nie, maar ons sien wat die Vader probeer altyd doodbring. Hierso sê hy eintlik letterlik, dan sê hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak. Die liggaam wat moet sterf, die bene, die weefsels, alles. Hy sê julle sterflike liggaam lewend maak. Hoekom wil hy dit doen? Want die Here hou nie van dood nie. Die Here wil niks van dood gaan nie. Hy is 'n God van lewe. Het jy geweet, dood is 'n vyand van die mens? Kyk nou 1 Korintiërs 15 saam met my. Die Here sê hierso, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan die goeie Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het, want hy moet as koning heers, totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Is dood 'n vriend van God? Nee. Is dood in ooreenstemming met God? Nee. Is dood in samewerking met die woord? Nee. Dood is 'n vyand van elkeen van ons. En jy sê die laaste vyand wat hy oorwin, gaan die dood wees. Die dood. Dood kom in baie vorms. Dood kom in die vorm van siekte. Dood kom in die vorm van negativiteit. Dood kom in die vorm van enigiets wat negatief is en wat afbreek. Dood kom in die vorm van depressie. Dood kom in die vorm van neerslagtigheid en angstigheid. Maar jy sê die laaste vyand wat hy gaan oorwin is dood. En ons is 'n kerk wat moet lewe. So hy sê vir ons eintlik, ek gaan die dooie bene lewend maak en ek gaan lewe binne my kerk. Ek gaan liggame opwek om lewe te geniet. Dis nie so. Dis lekker om te lewe, dis lekker om lewende goed om te ontdek. Dis lekker om lewe te ervaar, is dit nie? Dis lekker om 'n bietjie opgeruim te raak, om opgeruim te raak by die Here. Is nie so nie. Dis lekker om te lewe. En die Here hou nie van dood nie, want hy sê ek kom skep lewe en dit in oorvloed vir jou. Ek wil lewe gee en dit in oorvloed. Ek wil nie jy moet dood ervaar nie. Ek wil nie jy moet leweloos ervaar nie. Ek wil nie jy moet siek word nie, my kind. En so sê die Here, ek gaan die laaste vyand oorwin wat dood is. So wat sê hy eintlik? Die Here is besig om sy kerk heeltemal, wat gaan hy eers doen? Hy gaan sy kerk oprig met arendsvlerke. Die jeugdigheid terugbring in ons. Jy gaan jonger wees, jy gaan jonger word. Kom aan, amen, kan ek vir 'n skrifwys nog in? Het Moses se krag om verlaat op die berg nou geklim het, 120 jaar oud, sy oë het nie verdof nie, sy liggaam is sterk gewees, hy het nie kierie nodig gehad nie, hy het nie eers gebuk gegaan op die berg nie, op berg uitkom 120 jaar en Kanaan aanskou, en die Here sê vir ons, wat gaan hy eers nou, gaan sy jou jeugdigheid vernuwe, soos die van 'n arend, en ek skryf vir julle wys. Psalm 103 vers 5. Halleluja. Met jou siel versadig met die goeie. Hy sê, ek jou siel versadig met die goeie, sodat jou jeug weer nie word soos die van 'n arend. Hoor bietjie wat sê die Engels, hoe mooi is dit? Ek hou van dit, en ek baie meer. Dis in die oorspronklike vertaling so vers 5. Who satisfies your mouth with good things. So wat gaan hy sê? Hy sê, ek gaan my woord op jou lippe plaas en jou gees plaas, en jy gaan my woord spreek, en alles gaan jou vernuwe en jeugdig raak. Al lyk die vel oud en die liggaam met plooie, halleluja, gaan jou jeugdigheid terugkeer so arend sin. Jy gaan die krag van God ervaar.
Jy gaan opgerig word met vleuels van 'n arend. Amen. Halleluja. Jeugdigheid kom terug. Prys, dis die eerste wat hy doen. Hy raak die DNA van ons aan. Letterlik ons DNA. Hy bring lewe in elke sel van jou liggaam. Elke sterflikheid word lewend. Ek sê jy gaan so babatjie lyk wat pas gebore is, 'n mooi velletjie, nee. Maar die gees gaan vernuwe wees. Jy gaan kansie vir baie, jy gaan energie hê en krag hê en heerskappy hê op die aarde. Jy gaan met deurlikheid beklim word. Jy gaan weer jeugdig voel sommer. Jy gaan voel, "Sjoe man, ek sien kans vir weer." En die Here kom en bring jeugdigheid eerstens terug. Arendsvlerke. Dis arendsvlerke, is nie so nie. Nog 'n rede kom die Here dit wil doen. Die Here is besig met 'n geweldige eksodus op die aarde. Toe Moses hulle uit Egipte uitgetrek het, wat het gebeur? Hulle moes al die goud, al die silwer na hulle toe bring van die Egiptenare. En sê, hier is ons goud en silwer trek aan hom. Hulle sê, die Here sê vir hulle, gaan vra die Egiptenare se goud en silwer bel. Die Here is besig met 'n groot eksodus wat die wêreld nog nooit gesien het. Daardie tyd was 3 miljoen mense, nou gaan dit oor die 300 miljoen en plus wees. Hoe groot is die eksodus waar ons nou is? Maar hier is 'n kerk verswam, ons 'n kerk voorberei. Wat gaan gebeur? Wat sê in die woord van die Here vir ons? Hy sê, dis so wonderlik. Hier in die woord van die Here in Hebreërs 12. Want die Here sê, hy waarsku die wêreld dat hy weer 'n skudding gaan bring. Maar hoor dit sê hy sê, pas op dat julle hom wat spreek, ek gaan sommer 'n paar skrifte net nalat. Afgewys het hy op die aarde 'n goddelike waarskuwing gegee, veel minder as wat ons afkeer, nou dat ons aan die hemel spreek. Toe is 'n stem in die aarde geskik, maar nou het hy beloof gesê, van eenmaal laat dit nie alleen die aarde skrik nie, maar ook die hemele bewe. Hy sê in hierdie woord nog eenmaal wys duidelik op die verandering van wankelbare dinge as skape dinge, sodat die onwankelbare kan bly. So hy sê die wankelbare gaan wankel, sodat onwankelbare kan bly. Hy vestig dinge, nou. Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees. En so God welbehaag gedien en eerbied en vrees. Hy sê eers moet jy dankbaar wees. Jy moet dankbaar wees teenoor die Here. Want hy gaan alles geskik wat geskik kan word, maar jy gaan onwankelbaar wees. Jy gaan nie geskik kan word nie. En so moet jy dankbaar wees teenoor die Here vir dit. En uit eerbied en vrees om dien. Halleluja. Dan sê hy, want ons God se verterende vuur. In die boek van Haggai 2 vers 6 sê hy selfde, 'n rukkie nog 'n kort tydjie, dan sal die hemel en die aarde en die see en die droë grond laat bewe. Hy sê hy gaan weer 'n bewing en 'n skudding bring. Maar wat dit sê hy, ek sal ook al die nasies laat bewe, sodat die skatte van al die nasies sal toevloei. Hoor 'n bietjie wat sê. In Egipte was hy Exodus, maar hulle kon nie sonder die goud en silwer trek nie. Die Here sê, ek gaan weer skud, ek is besig met Exodus, en al die skatte van die nasies gaan na julle toe vloei. Dit is goed om uit te sien, amen. Halleluja. Wie het die skatte nodig? Almal nou. Loof die Here vir die skatte, hy sê, die gaan vloei na jou toe, as 'n kind van die Here. Hy sê, want ek gaan iets bring, en ek gaan 'n skudding bring, maar hy sê, ek sal in die huis vol met heerlikheid vul, sê die Here van die weerskare, en hy praat daarvan in die volgende vers, aan my behoort die silwer, en aan my behoort die goud. En so spreek die Here vir die weerskare. So die goud en silwer behoort aan hom, en hy sê, al die skatte gaan na jou toe vloei, en hy gaan sy huis, sy kerk, waar begin die koninkryk in ons harte, vol met heerlikheid. So ek en jy word gevul met heerlikheid. En ek gaan klaarmaak met hierdie skrif, volgende hele. En op hierdie plek sal vrede gees spreek die Here van die weerskare. Hy sê, die toekomstige heerlikheid van hierdie huis sal groter as die vroeë heerlikheid. So as 'n heerlikheid wat kom, na sy kerk toe. 'n groter heerlikheid as die wêreld ooit gesien het. 'n groter eksodus as ooit tevore. Amen. En jy en ek is deel van hierdie heerlikheid plan van die Here. En jy en ek, met die koninkryk ons dra in onsself. Hierdie koninkryk is vol heerlikheid en vol krag. En jy moet begin meer bid. Here, laat die koninkryk kom. Laat die wil geskied in my lewe, soos in die hemel, so op die aarde. Jy en ek moet meer begin bid. Nooit die koninkryk uitbraak in jou lewe. Bid julle laat die koninkryk kom. Hoekom? Want hoor wat sê hy tydens die eksodus van Egipte. Jy weet saamgesoet ek in Egipte was nie.
dat ek julle op arensvlerke gedra en julle na my toe gebring het. As ek julle op arensvlerke gedra, is tyd vir die arende. Is tyd vir die arende heerskappy. Wat sê hy? Waar die liggame lê, gaan die arende versamel. So hy bring 'n dimensie van arende. Arende is altyd lewe. Arende sien baie verder as ander voëls. Arende is baie kragtig en vol jeugdigheid. Dis 'n simbool van jeugdigheid. Ek gaan jou jeug nie word soos die van 'n arend. Jeugdigheid gaan verander soos die van 'n arend. So wat doen hy eers? Hy verander ons jeugdigheid. Dat ons nie kragteloos is nie. Dat ons nie kan sien, dat ons nie blind is nie. Dat ons nie met krankheid oor die weg probeer kom nie. Hy bring 'n jeugdigheid in sy kerk. Hy bring 'n nuwe energie in sy kerk. Ons moet 'n skrif weer uitlei. Amen. En jy en ek is daardie arende. Hy bring die jeugdigheid terug. Prys die Here vir dit. Amen. Want ons jouself, sal in jou liggaam, jou hele wese, jou hele menswees 'n jeugdigheid ervaar, wat die wêreld gaan verstom wat staan. Sjoe, jy gaan hier so baie mense vol energie. Jy gaan hier soveel pyn hê, jy staan nog steeds. En die Here sê, hierdie jeugdigheid bring ek terug in my mense. Hierdie krag, wat hulle moet heers. En hy sê verder vir ons in die woord. Hebreërs 4 verklaar, die woord van God is lewe, die woord is Zahu. Zahu is vir die lewende wesens, dis lewe. Sy naam, die Zahu, amen, is nie so nie. Die woord die gebruik is lewe, die woord van God is lewe, dis soos die lewende wesens, die 4 lewende wesens voor die troon. Vol lewe, vol lewe, vol lewe. Jy is vol lewe van die dag af, amen. Vol lewe. En dan sê ons net weer hierdie skrif, ek gaan vir julle verduidelik weer. Die murg en die gebeente, wat hy van praat, is waar ons lewe ervaar. En hy praat van dat ons liggame moet begin in lyn met die woord. Maar wat doen hy? Die Here kom, eerstens hy gaan ons jeugdigheid verander, so arends. Amen. Tweedens gaan hy, wat begin? Die koninkryk vestig in ons. Hy begin ons te transformeer met sy heerlikheid. En die derde, hoekom doen hy dit? Want hy lei ons uit Exodus met arensvlerke. Hy sê, ek het hier op arensvlerke gedra, dit is die tyd van die Exodus. Tot en kom. Hoe wonderlik is dit? Amen. Die Here gaan jou arensvlerke gee. Hierdie tyd. Dis wonderlik. Amen. En ek en jy gaan met arensvlerke sweef. En die heerlikheid van die Here ervaar. En ek so bly dat vir altyd. Die Here kom en sê, dis tyd vir arensvlerke. Dis tyd dat jy met omstandighede heers. Jy's nie 'n hoender wat in onder rond skrop waar jy met eet en mis nie. Amen. Jy kan ons eet en jy gaan nie kan vlieg nie. Hoender kan nie vlieg nie. Hy kan nie so 'n bietjie opgevladder en dan moet hy weer sak. Hy het nie die kapasiteit of die arensvlerke om hoër te vlieg en hoër te sweef nie. Maar jy is ook nie 'n spreeu nie, wat jy onder moet wees nie. Jy is 'n arend. Arensvlerke, jy heers. Jy is bo alles aangestel. Jou DNA, jou samestelling, jou vereniging met die Heilige Gees, met die heerlikheid van die Here, stel in staat om hoër en hoër en hoër te sweef in die koninkryk van God. En op die einde van die dag sê hy, wat gaan hy doen? Ek gaan weer die skrif vir julle lees. Hy sê 1 Korintiërs 15:25. Want hy moet as koning heers, tot al sy vyande onder sy voete aangestel is. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. So hy sê vir ons hier, jou jeugdigheid vernuwe. Jy gaan nie dood smaak, of ouderdom, of oud voel nie, of krank voel nie, amen. Jou jeugdigheid vernuwe, ek gaan jou verenig met myself, en ek gaan jou in die Exodus invat, in die tyd waar die wêreld nog nooit geken het nie, nog nooit ervaar het. Weet jy, ek kyk gister na wetenskaplike praat oor die aardbewing in Amerika, by California. Elke 240 jaar skryf die plate, tektoniese plate onder daai gedeelte. En die laaste aardbewing is 18 Samoe gewees, of iewers nog vroeër, 17 Samoe gewees, 240 jaar terug. En hulle sê, dis al 300 jaar, en hulle moes al geskuif het, 60 jaar laat. En hulle sê, as daardie ding gaan losbreek, gaan daar 10 miljoen mense sterf in die kus van Californië. Hoekom sê die Here, hy bring 'n skudding? Hoekom sê hy, hy bring weer 'n skudding? Hy bring 'n skudding, fisies en geestelik. Want ek dink jy gaan, want die onder die eindtyd gaan geken word, die baie praat daarvan, Matteus 24, aardbewings, oorstromings, die dinge gaan gebeur, ons kan nie daar wegkom nie. Maar
ons bid vir daai mense, dat hulle ook bekragtig word met Exodus te ervaar in die Here. En die Here hulle ook weglei en hulle kan help. Amen. Om te erken wanneer die tyd aanbreek. So die Here ons toe is as 'n kerk. Ons kry nie goed van 'n bron af wat nie van hierdie aarde is. Amen, wat die Here vir ons gee. Om as 'n kerk voor te berei vir 'n tyd wat kom, wanneer die Exodus gaan plaasvind, wanneer die kerk verheerlik moet word, wanneer die Here sy mense moet uitlei en hulle moet aanstel om te heers oor dood, om te heers oor lewenlose. En so is ek en jy vanoggend hier vir 'n rede in hierdie plek, om te weet, Here, ek wil bekragtig word, Here, ek wil geseën wees, Here, ek wil ervaar wat U gesê het. Met daardie woorde wil ek afsluit en sê, kom, jy is 'n gees van lewe. Jy lewe vir die koninkryk. Jy lewe in die koninkryk. Jy lewe omdat Jesus lewe. Amen. Jy en ek bestaan vir ons uit in hom. Jy kan nie sonder hom wees hierdie tyd nie. Jy moet hom met vrees en lewe dien. Jy moet hom met alles in jou lewe dien en soek. En so kom die Here en sê vir ons, my kerk, julle is my liggaam. Ek wil lewe bring in julle. As ek alles onder my voete wil sit, beteken dit ek wil dit onder my liggaam sit. Want ons is sy voete op die aarde. Met ander woorde, ek en jy moet met die duiwel triomfeer deur die werke van duisternis vir die wêreld weer beïnvloed. Met daardie woorde kan ons sit en sê, kom kind van die Here, lewe en die lewende voet. Kom dat die Here jou volgende bekleed met sy lewe, met sy heerskappy en sy invloed. Die Here gaan vir jou aardsvlerke gee vanoggend om hier uit te sweef, hier uit te stap en te sê, Here, ek wil versweef, ek wil oorwinning hê. Eens vir altyd in my lewe. Ek wil nie meer die krankheid ervaar. Ek wil nie meer negatief wees nie. Ek wil nie meer negatief spreek nie. Maar ek sê vir die dode bene, lewe in die staan. Dit is tyd om lewe te spreek. Tyd om die woord te spreek in jou lewe. Amen. So loof die Here daarvoor. Loof sy heilige naam. Die Here is in die Heer. Hy is groter as alles. Sy koninkryk is vir ewig en vir altyd. Dit is so lekker om julle te sien, die twoordigheid van die Here vanoggend en was sy liefde in julle harte heers. Mag die God en Vader van ons Here Jesus elke bekleed met liefde wat oorweldigend vir jou het. Hy wil jou nooit begeer of verlaat nie. Hy wil met jou wees tot die einde en hy wil elkeen van ons beskerm in die tye van ons lewe. Maar die dae word al donkerder, maar hy sê my kerk skyn al helder. Amen. Ons gaan helderder skyn as ooit tevore. Ons gaan met die heerlikheid van die Here heers. Ons gaan die duiwel ons gaan vuur op die duiwel afvoer. Ons gaan sy werke plunder. Ons gaan op demone heers, oor hulle trap en triomfeer. Amen. Ons gaan die werk van die Here aankondig met sy woorde op ons lippe. Met daardie woorde wil ek graag vir elke van julle bid. En vra die Here ons seën. Dis sy woorde. Halleluja. Dankie Vader. Here, baie dankie vir die heerlikheid, die krag, die genade in ons lewens, Vader. Here, ons staan ook as 'n kerk vanoggend, Here, en ons wil verklaar, Here, dat U die gewer is van lewe en van reën. En ons vra vanoggend, Here, dat U elkeen kom bekleed met lewe en met oorvloed. Vader, dankie vir 'n tyd soos hierdie, waar ons die kosbare woord kan hoor. Hoe U die kerk voorberei en oprig, dat dood nie meer heers nie. En die dood geen almal meer het nie. Paulus verklaar, is die dood waar is so almal. En die veld wat oorwin word, is die dood. En ek dank U Vader, die ewige lewe is klaar vir ons geskenk. Reeds vir ons geskenk op die aarde, met weergeboorte, daarom kan ons heers. Al gaan ons dood, gaan ons lewe. Here, ek dank U dat ons die dood oorwin alreeds in Jesus naam. En daarom kan omstandighede nie meer ons heers vanoggend, Here. Ons het aardsvlerke gekry vanoggend om te sweef en te heers en heerskappy uit te oefen. Here, bring U woord terug in ons monde, dat ons spreek vanoggend soos die Gees sê en vir die dooie bene sê, lewe in die naam van Jesus. Ons sê vanoggend van alle omstandighede, vir die gees van krankheid, die gees van aanvalle en duisternis om nou jou krag te los en jou mag te breek oor die mense van God in Jesus naam. Here, breek hierdie krag. Breek hierdie mag en gesag. Roep die vuur van die Here af, die resonansie van die wind van God. Ons roep, Here, dat die dooie bene by mekaar uitkom. Ons spreek en profeteer oor dooie bene, oor krankheid, oor siekte en sê lewe in Jesus naam. Word lewend en kom in beheer, kom in lyn met die woord van God. Halleluja, dankie Here. U bring dit vanoggend vir ons as 'n kerk. U mense wat hier is, wat hier staan. Kan ons nou opstaan op besluit? Ek wil net iets ontvang uit die hand van die Here vanoggend. Die wat daar staan, die wat ook. Kom ons lig ons hande vir die Here op. Ontvang wat die Here vir jou wil bring vanoggend. Sê Here, ek ontvang lewe.
Ek ontvang Jesus in my lewe. Laat die koninkryk kom en laat die wil geskied, Here. Soos in die hemel, so op my lewe. Vra vir Here. Vra Here, bring lewe. Skenk vir my lewe, Here, dat duisternis verslaan word. Here, dat dooie bene in my lewe weer lewe. My verlede is verby. U skenk vir my aardswerke. Ek bid vanoggend, dierbare Vader, dat vanoggend in die kerk om beklem met aardswerke. Dat die mense wat hier staan, vol van die heerlikheid, vol van die waarheid, vol van die krag van God sal heers in die lewe. 'n Spesiale salwing vir hulle, Vader, wat net U kan bring. Ons ontvang Jesus as Here. Ons jeugdigheid word vernuwe soos arendse, want ons word gevul in ons monde met heerlikheid. Ons spreek anders, ons spreek lewe. En ons sê vir tumors en breine, word opgelos en verkwyn in Jesus naam. Ons sê volgens vir diabetes, word opgelig, word wortel in Jesus naam. En kom uit die liggame uit van God se mense. Ons sê elke gees van negativiteit, elke gees van krankheid, in die naam van Jesus Christus, los jou greep oor kinders, oor vrouens, oor mans hier vanoggend. In die naam van Jesus Christus, ons Here, word gesond en wees genees deur sy wonde. Dankie, Here. U kerk word verheerlik. U mense staan op met heerlikheid en met U krag. Dankie, Here. Ons loof en ons prys dat die heerlikheid van Here oor ons skyn. Dat die genade van ons Here Jesus met ons elkeen is. Dat U losbreek oor ons, Here, met 'n nuwe heerlikheid, 'n nuwe gesag en autoriteit wat die wêreld nie geken het nie. Lei ons uit die wêreld. Ons is besig met die Exodus, die grootste Exodus ooit, Here. Bekleer ons om oorwinning te hê oor die anti-kris, oor die eindtyd, oor die skuddings, oor die aardbewings, oor dinge wat mense oor gaan kla. Here, die Bybel sê mense gaan die dood soek wat nie vind nie. Here, ons wil dood oorwin vanoggend in Jesus naam. In ons eie lewens. Gee ons die krag, gesag om dit uit te voer, Here. Bekleed die kinders. U wind kom, Here, U heerlikheid, U vuur kom. Ontvang die vuur, ontvang die wind, ontvang die lewe van God in jou lewe. Ek ervaar die Here bring 'n verandering in omstandighede oor mense hier. Daar wie gesoek vir nuwe werk of iets, Here sê ek bring verandering in jou lewe. Ek sê dit duidelik, dat Here sê ek bring 'n verandering in omstandighede oor mense. Here sê kyk wat ek gaan doen. Ek gaan dit uitstort, ek gaan dit waar maak vir jou. Here sê ek het jou begeertes van jou hart, my kind. Ek wil dit vir jou gee en dit is kosbaar en ek wil vir jou wys dat ek die God van Abraham, Isak en Jakob is. Die gewer van alle goeie gawes. Dankie nou vir Here. Here, ek wil genees herstel in die plek. Dat die reën val oor Kaapstad, dat die reën losbreek oor Kaapstad. Ons roep die winde om reën in te bring, Here. Ons roep dit van die noorde, suide, ooste en weste en sê, laat dit reën, Here. Laat dit reën oor Kaapstad, dat die reën val en verkoop en lewe bring. Here, in Kaapstad so in ons lewens wat dor is, dat die kerk opstaan, dat die kerk leer word oor die wêreld. Here, U is moeg vir 'n dooie liggaam, U wil die asels hê nie, U wil arende hê. Here, maak ons lewens vanoggend, Here. Ons sal lewe en ons sal geniet wat die Here bring met krag, Here, en met gesag en autoriteit vir ons heers. Bring die vuur, bring die heerlikheid, bring die gesalwing, Here, en breek elke juk. In die naam van Jesus, Here, bid ons dit. Dankie, Here. Tyd vir die showdown van God. Tyd dat die duiwel op sy plek gesit word. Tyd dat die vuur omval en hom verskroei. Ons is geroep tot heerlikheid. Dankie, Here, in Jesus naam, in Jesus naam. Net daarby staan sê, Here, dankie. Met dankbaarheid ontvang ek en dan bid ek U, Here, met vrees en bewe in my lewe, wil ek U dien en eer. Dankie, Here. Halleluja. Halleluja, dankie, Here. U is wonderlik in hierdie plek. U die woordigheid, U vuur brand waar reeds hier, Here. U is 'n soet, wonderlike Vader. U is so wonderlik, Here. Ons kan U proe. Ons proe geniet dat goed is. Dankie, Here. Dankie, Here. Kom en maak ons heel. Maak ons harte heel. Ons gebrokenheid in hierdie plek, sien ons hart wat gebroken en stikkend is. Here sê, ek kom maak jou heel. Ek kom wys my liefde. Jy het teleurgesteld gestaan al die tyd, sê die Here. En ek kom maak jou heel. Ek gaan by jou staan en jou oprig. Daar waar jy plat geslaan is, daar waar jy verneder is, sê die Here, kom maak ek jou heel. Jy is so gebroken, my kind. En ek kom, en ek stort my gees oor uit vanoggend. My salwing heers oor jou. Ek sê God van nabyheid. En ek kom met my soetheid van my gees en my liefde. En jou gebrokenheid verdwyn. In Jesus naam.
En die snamots wees op jou hand omhoog. Kan bietjie gaan was. Here maak jy gebrokenheid gesond vanoggend. Dis die vir die Here vanoggend. En die Here sê, ek is met jou. Staan op, ervaar oorwinning wat ek vir jou bring. Jy is myne. Ek het jou by jou naam geroep, jy behoort aan my. Dankie Here, verseël jy die kosbare dogter deur die bloed van Jesus en deur die genade oor haar lewe. Seën haar, versterk haar. Breek elke juk, Here. Maak haar vry. Dankie Here, U genees, herstel, gees, siel en liggaam, want U is Here. U heers oor haar lewe en U is die een wat die wonders bring wat nou gesien gaan word na lewe. Wonders, sê die Here. Ek gaan wonders bring in jou lewe. Jy dink daar's nie uitkomste, sê die Here, maar ek gaan vir jou wys wie ek is in jou lewe. Ek gaan optree en ek gaan dit heel maak en ek gaan dit herstel, sê die Here in Jesus naam. Amen. En amen. Loof die naam van die Here. Kom ons Here prys en vergee. Kom ons groot maak vir die plek om in die Halleluja.